Eerste liefde eerste. Efese was een van die groot stede van die Romeinse wêreld. Hier het Paulus langer gebly as op enige ander plek, meer as 2 jaar. Hier het Johannes die evangelie geskryf. Hier het Maria, die moeder van Jesus, haar laaste jare deurgebring in 'n klein huisie op die berg. En tog het die gemeente iets verloor. Ons lees in Openbaring 2 vers 4. God sê, maar ek het dit teen julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Hulle het al die regte dinge gedoen, hulle dwalinge teëgestaan, hulle het volgehou, hulle het nie moeg geword nie. Maar die eerste liefde, daardie spontane, onstuimige, alles oorgegewe liefde, het stilletjies uitgedoof soos 'n kers wat niemand opgemerk het toe dit doodgaan nie. Ons loop vandag deur die marmerpaaie van Efese, voel die plat klippe onder ons skoene, dieselfde klippe waar Paulus geloop het, staan by die biblioteek van Celsus en laat die skoonheid van dit wat mense kon bou ons stil maak. Ons luister na 'n Bybelgedeelte in 'n massiewe arena waar jy onder kan staan en fluister na 'n persoon daar hoog bo, ongeveer 66 rye trappe boontoe. Sitplek trappe boontoe. Hoe ver hoor daardie persoon jou nog? En nou hier het Paulus se bediening so 'n groot reaksie gehad dat die hele stad in die teater bymekaar gekom het. En alhoewel hy blykbaar nie in die arena self gepraat het, het die nuus van Jesus hulle hele ekonomie, godsdiens en kultuur vir altyd ontwrig. En dan Cherentje toe, 'n klein Griekse dorpie in die heuwels, met smal straatjies en wit huise, vrugtewyne, vars brood, katte op vensterbanke. Dis die soort plek wat jou herinner hoe eenvoudig die lewe eintlik kan wees. Eerste liefde, nie net vir God nie, ook vir mense, vir die lewe, vir al die klein pragtige dinge wat ons te maklik oorkyk, nie raak sien nie. So kom ons bid hierdie gebed vandag. Here, herstel in ons die eerste liefde. Die liefde wat nie vra hoeveel dit kos nie. Die liefde wat eenvoudig lief is. Amen. Môre gaan ons aan boord van ons skip, die MSC Divina. Die skip wag vir ons in Kushadasi. Leef geïnspireerd.